Kom ons word stil vanmôre, Psalm 95 lees soos volg. Kom laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof, laat ons hom toejuig met lofgesange. Kom ons val in eer betoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Broers en susters, gemeente van Carleton, wil die Here seën julle elkeen vanmôre en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy liefde in oorvloed. Amen. Mooi. Ons gaan vanmôre stilstaan by Psalm 27. Ons is deel van in die koninkrykstyd van die kerklike kalender. Die kerklike kalender werk nou nie net noodwendig met Januarie, Februarie, Maart, April nie, maar hy werk met gebeure in die kerk. En ons begin eintlik snaaks genoeg by Advent. Ons begin eintlik by Kersfees tyd met die kalender. En dan werk hy deur Epifanie en Lydingstyd en Paasfees. En dan uiteindelik kom ons by Pinkster en dan beweeg ons in die koninkrykstyd, en wat die langste gedeelte is, waar ons eintlik sê, maar dis die tyd waar ons moet leer van die koninkryk, wat God wil hê, hoe die koninkryk moet lyk. En ons gaan vanmôre stilstaan by Psalm 27, wat nie net vir ons alleen iets sê van die koninkryk nie, maar ook van die Here, die God van hierdie koninkryk. So voor ons lees, kom ons buig net ons hoofde in gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre hier saam mag wees in 'n kerkgebou, al is dit bietjie koel, bietjie koud vanmôre. Here, is ons hier in U teenwoordigheid. En ons is hier met een rede, en dit is om aan U die lof en die eer te bring. En dis waarom ons dit ook noem 'n erediens. Want ons wil U eer met ons lof en met ons aanbidding, wil ons net voor U kom stilstaan vanmôre. En Here, as ons met die woord voor ons oopsit, is dit my gebed, Gees van God, dat U sal kom vanmôre, en dat U die een is wat die woord vir ons sal oopmaak, dit vir ons duidelik sal maak, en verstaanbaar sal maak, sodat ons nie wonder oor wat die woord sê nie, maar uiteindelik vir ons dit lewendig word en deel word van ons lewe. Baie dankie Here vir elkeen wat vanmôre hier is, en ons weet daar's van hulle wat nie hier kan wees nie. Ons dink aan Magda en Flip wat nog steeds in die hospitaal, Flip wat in die hospitaal is in Pretoria, en Magda wat daar is, en die kinders wat ook maar op en af ry tussen hier en daar om te gaan besoek. Ons dink aan so baie mense wat weg is met vakansie. Ons weet daar's 'n klomp wat weg is met vakansie, en ons dink ook aan hulle vanmôre, en ons vra Here dat U by elkeen sal wees. En Gees van God, is ook my gebed vanmôre dat U ook by my sal wees, dat U my sal kom oordek. Paulus skryf daar in 2 Korintiërs 4 vers 7, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte. Here, ek wil ook vanmôre vir U kom sê, ek is ook maar net die kleipot, ek is maar net die medium, die manier waarop U woord kom, maar is U wat moet spreek, en daarom Gees van God, is my gebed, dat U die prediker vanmôre sal wees, dat U die spreker sal wees, en dat die woord duidelik vir ons elkeen sal wees vanmôre, en duidelik na ons elkeen sal kom. Ons loof en prys U wonderlike naam. Amen. Psalm 27, daarvan vers 1 af lees ons van Dawid. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teenstanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar
sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank met my offers bring, ek sal 'n lied sing, ek sal sing tot eer van die Here, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my Here, as ek roep, wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat u gesê het, julle moet my kom dien. Ek is hier om u te dien, Here. Moet u tog nie vir my verberg nie. Moet u tog nie wegstuur, moet my tog nie wegstuur terwyl u toornig is nie. Want u was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want u alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my u wil, Here, en lei my op 'n gelykpad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die vernyn van my teenstanders nie, want daar staan vals getuies teenoor my en hulle belas en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie, vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. 'n baie mooi psalm, al die psalms is amper mooi, maar is mooi, maar hierdie is 'n ongelooflike psalm. En dan lees ons vanmôre hier in hierdie psalm, dat Dawid begin eintlik met 'n geloofsbelydenis. Hy sê vir ons iets oor wie die Here is. Hy kon begin het met sy vrees. Hy kon begin het met sy angs, want die meeste keer as jy met iemand praat en jy vra vir hulle, hoe gaan dit met julle? En dan sê hulle vir jou, ag jonge, dit help mos nie om te kla nie. Nee, die meeste mense begin eintlik met hulle klagtes eerste, om te sê, wat pla my? Nie Dawid nie, Dawid draai hom om, hy sit dit wat hom pla, sit hy aan die onderkant, en hy sê dit eintlik in 'n gebed, waar hy sê, vra dat die Here hom versorg, maar hy kom nie met sy klagtes by die Here nie, hy kom met 'n belydenis by die Here, hy kom met 'n uitroep teenoor die nasies om te sê, die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my lig en my redder. En as hy hier die woord Here gebruik, dan verwys hy natuurlik na die naam van die verbondsgod. Hy gebruik die woord Jahwe hier om te sê, die Here, die God wat getrou was aan geslagte van Abraham, Isak en Jakob, hy is nog steeds getrou, en is hierdie Here wat ek as my Here vanmôre kom bely en sê, en vir die volk en vir die mense en vir my vyande kom sê, die Here is my lig en my redder. En dit is eintlik so ongelooflik dat Dawid met hierdie punt begin, om nie sy vertroue te stel in ander mense, of in gebeure, of in sy eie krag, of in dit wat hy al in die verlede reg gekry het, sy prestasies nie. Dis nie wat hy doen nie. Hy kom staan voor die Here en hy sê, die Here is my lig en my redder. En dan dink dit my aan so baie tekste, maar daar's veral 'n paar tekste in Johannes wat opkom. Daar vroeg in Johannes 1 sê hy ook, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword. En dan staan daar net 'n eentjie verder, dan staan daar, hy was die lig wat in die wêreld gekom het. Hy was die een wat die lig gebring het in die wêreld. En in hoofstuk 8 van Johannes, dan kom skryf Johannes weer, en dan sê hy, die Here is die lig, wie in hom is, sal geen duisternis ken nie. En dit is so amper asof Johannes teruggryp na dit wat Dawid amper hier bely in die Psalm, om te sê, die Here is my lig. Die Here is my lig. En dan dink 'n mens aan Matteus 5, daarvan vers 13 af, wat die Here na die seënbedes kom sê, die bergrede, dan kom sê hy,
julle is die lig vir die wêreld, julle is die sout, nee, dan kom sê hy vir ons, nie alleen is die Here die lig nie, maar hy kom sê ook vir ons, dat ons wat nou Jesus in ons lewens het, is ook die lig. Ons moet die lig bring in die donkerte. Ons kan maklik begin, en ons kan maklik vasgeval word in ons eie wêreld, as mens maar net bietjie na die nuus kyk, en na die gebeure in die nuus, en die dinge wat besig is om te gebeur in die wêreld, kan 'n mens baie maklik moedeloos raak. Kan ons in die donkerte verval. Maar wat Dawid kom sê, is om te onthou, wie is jou lig? Wie is die ligbaken in jou lewe? Wie is die lig? Dit is interessant, hy sê nie, die Here word die lig nie. Hy sê die Here is die lig. Net so wat Johannes later ook skryf, hy het gekom om die lig te bring, maar dan sê hy in vers Johannes 8, dan sê hy, Jesus is die lig. Hy is die lig. Eintlik sê Jesus dit self, ek is die lig, en wie in my bly sal nooit duisternis beleef nie. As 'n mens ook later blaai in 1 Johannes, daar in 1 Johannes, dan word hier dieselfde konsep van God is die lig. Hy sê 'n paar dinge daar in 1 Johannes, hy sê God is lig, hy sê God is waarheid, hy sê dat God liefde is, hy sê al die dinge wat God is, nie wat God word nie, hy sê dit is God. En dan kom bely Dawid dit hier in die eerste woord om te sê, God is my lig. Hy is die een wat lig bring in my lewe. Hy is die een wat die lig in die donker wêreld bring. Hy is die een wat hierdie sondige wêreld kom verlig met sy liefde vir ons elkeen. Maar hy sê 'n tweede ding. Hy sê, hy is nie alleen my lig nie, maar hy is ook my redder. Nou in die Ou Testament natuurlik het hulle net gepraat van gesien dat God hier in die oomblik in die hede hulle redder is nie, maar hulle het ook gedink aan die ewige redder wat sou kom, die Messias. As 'n mens byvoorbeeld gaan kyk na Psalm, soos Psalm 22, wat Jesus eintlik later gebruik, as hy die woorde sê, my God, waarom het u my verlaat? Dan haal hy eintlik Psalm 22 aan, want Psalm 22 het al eintlik vooruitgewys na Jesus toe en die koms van Jesus toe. En ook wat hy sou doen, die redding wat hy sou bring. Kyk, lees maar Jesaja 53. So daar was 'n diep bewustheid onder die Joodse volk gewees, dat God nie alleen hulle redder in die oomblik is nie die redder was in die verlede, wat hulle uit Egipte uit slawerny kom lei het, en deur die woestyn gedra het en in die nuwe land ingebring het nie, maar hy is ook die redder van hulle lewe, elke dag, en hy is die ewige redder, wat vir ons nie alleen van die fisiese kom red nie, maar ook geestelik kom red van die dood, wat vir ons kom sterf het aan die kruis, en in ons die nuwe lewe gebring het. Hy is ons redder, op alle vlakke. En dan kom sê Dawid dit heel in die begin. Hy sê, die Here is my lig en my redder. En dan vraag hy so half 'n vraag daarmee saam. Vir wie sou ek bang wees? As ek die magtige Here in my lewe het, as ek die magtige God in my lewe het, as ek my redder en my lig in my lewe het, hoekom sal ek bang wees? Hoekom sal ek bang wees as ek die almagtige God in my lewe het? As ek in sy tempel, in sy huis gaan staan, as hy my toevlug is, die een is waar as die bedreiging in my lewe kom, die een na wie ek kan vlug, hoekom sal ek bang wees vir enige iemand in die lewe? En hy bedoel nie dat daar nie mense sal kom wat ons probeer bang maak nie, maar hy sê net, wat is hulle teenoor God? Teenoor die almag en die heerlikheid van God. Hierdie God wat ons bely en glo en sê, hy het die heelal geskep uit niks uit nie. As jy in die aand in die diepte van die sterre, nie hier by ons so baie nie, want hier is te veel lig, maar as 'n mens daar bietjie in 'n vlakte daar in die Karoo
gaan loop waar daar nie baie lig is nie, op 'n groot plaas waar nie baie lig is nie, en jy kyk op na die sterrehemel, dan is jy verbaas oor hoe baie sterre daar eintlik is. Hier by ons waar dit te veel lig is, sien die mense die klein sterretjies raak nie, die wat baie dof is nie. En dan sien jy net, as my God dit alles gemaak het, as hy die magtige riviere en die see met hulle golwe maak, wat kan hy nie doen nie? Waarom sal ek bang wees vir hierdie wêreld en vir die dinge in hierdie wêreld, as ek vashou aan my Here? Hoekom sal ek bang wees? En dan sê hy daar verder in die eerste vers, sê die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Nee, die herhaling daarvan. As ek by die Here skuiling vind, hoekom sal ek bang wees? En dan gebruik hy die beeld in vers 2 en 3 van as misdadigers kom, op my afstorm, om my dood te maak, teenstanders, as die leerstelling sou inneem teenoor my, selfs al val hulle my aan, hoekom sal ek bang wees? Hulle kan dalk hierdie fisiese liggaam seermaak of doodmaak, maar hulle kan nie my verhouding met God ooit skade bring. Jy sê wat Paulus skryf, daar in Efesiërs, as hy vir ons sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen die bose magte in die lig, maar dan sê hy, waarom is ons bang? Trek aan die wapenrusting, want die Here is by julle, hy beskerm julle van al die kante af. En dis dieselfde wat Dawid vir ons hier wil kom sê in die Psalm. Maak nie saak wat in hierdie lewe gebeur nie, en ek weet, daar gebeur groot ding in ons lewe, ons dink aan magtale wat daar sit in Pretoria, en nie weet regtig wat fout is nie, en gaan deur al hierdie dinge wat hulle elke dag deurgaan. Ek het gisterand weer met haar gepraat om te hoor wat presies gebeur, en waarmee is hulle besig, en nuwe toetse wat gedoen word, en al die goeders. En dit is sleg as jy nie weet nie. Hier sit ons met baie van julle, en ek dink vanmôre aan Claudina weer vanmôre, wat onlangs vir Wessie verloor het. En is baie ander, ons kan aangaan deur die gemeente. Maar ons het almal iets om aan vas te hou, ons het iemand om aan vas te hou, en dis die lewende Here. Ons het nie nodig om bang te wees nie. Hier in vers 4 kom hy en hy sê, net een ding het ek van die Here gevra. Dis sy groot begeerte. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te beleef daaroor, en daaroor na te dink in sy tempel. Ek weet, ons maak ons kinders groot, om hulle een of ander stadium met die huis uit te skop, nie. Vir hulle sê, gaan staan op julle eie voete, want ons wil weer onsself hê. Dawid se begeerte is om net in die huis van sy vader te mag woon. Om net in God se teenwoordigheid te kan wees elke dag. Is dit nie wonderlik nie? Eintlik moet ons as ouers daarby leer, ons moet ook vir ons kinders sê, julle moet nie uitgaan nie, julle moet bly. So soveel lekkerder gewees het as my kinders en my kleinkinders nie in Engeland gesit het nie, maar hier by die huis was, nee. Dan kan hulle mense hulle meer sien en meer gereeld sien. Maar Dawid se begeerte is om die teenwoordigheid van die Here in sy lewe te beleef elke dag. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe, en daaroor na te dink in sy tempel. En dan kom die Here en hy sê vir ons, daar in Johannes 10 vers 10, dan sê hy vir ons, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en die lewe in oorvloed. Is dit nie wonderlik nie? Die Here wil nie hê dat ons moet kort kom nie, die Here wil nie hê dat ons geestelik moet kort kom, en dat ons moet soekend wees en smagtend wees. Hy wil hê ons moet in sy teenwoordigheid wees, en ons moet elke dag leef uit sy teenwoordigheid uit. Gaan lees maar die hele Bybel, maar gaan lees die Nuwe Testament. Hoe die Here soekend is na ons. Is dit nie hy wat eerste kom na Israel toe nie? Is dit nie hy wat vir Moses gaan soek en vir Moses roep nie, en vir Moses stuur om na die Egipte te gaan, om sy volk te gaan uithaal nie?
Is dit nie hy wat vir Gideon gaan haal uit 'n parskuip uit nie? Is dit nie Here wat elkeen van ons gaan uithaal uit 'n plek in ons lewe waar ons al was nie? En die Here maak nie saak, vir die Here maak dit nie saak wie jy is en wat jy is en waar jy vandaan kom nie. Hy sien nie jou verlede raak nie. Hy sien nie jou potensiaal raak. Hy sien wat jy kan wees in sy naam en as jy in sy teenwoordigheid is elke dag. Dit sien hy raak. En Dawid kom sê iets hiervan vir ons. Ek wil net in die teenwoordigheid van die Here kan wees, want hier kan ek my volle potensiaal ervaar en beleef in die teenwoordigheid van die Here. Hier kan ek sy beskerming kan ek ervaar en beleef. Hier kan ek sy liefde en sy sorg en sy omgee elke dag vir my kan ek beleef. En dit is eintlik 'n beeld van die koninkryk van God, nee. Want wat lees ons daar in Openbaring 20, as hy praat oor die ewigheid, dan sê hy vir ons, God sal by ons wees. Daar sal nie meer siekte en dood en seer en al hierdie dinge wees nie, want God sal by ons wees. Hy sal ons beskerm. Trouwens, hy gaan so ver om te sê, daar gaan ook nie meer 'n son en 'n maan wees nie, want hy sal die wat wees? Die lig. Hy sal die lig wees in ons lewe. Is dit nie ongelooflik? En ek dink dit sluit vir my nog al aan hier by die eerste vers wat hy sê, die Here is my lig. Hy is die lig. Nie die son en nie die maan wat vir ons lig gee bietjie in die dag en die nag nie, maar God is ons lig. En dan gaan hy verder, vers 5, op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Dawid wil nie vir ons sê, daar sal nooit tye kom in ons lewe wat daar nie gevaar is nie. Daar sal nie tye kom wat daar nie seerkry sal wees, of daar sal altyd die moontlikheid wees. Siekte en dood is daar. Sonde in die wêreld is daar. Dit sal altyd daar wees. En ons word nie daarvan vrygestel, so sekere predikers so lief is om te verkondig, om te sê, maar 'n gelowige kind van die Here sal nooit siek wees, en sal nooit dood ervaar, en sal nooit dit, en sal altyd met hom goed gaan, hy sal altyd ryk wees, en hy sal altyd... Dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Dawid sê nie, daar is nie vyande nie. Hy sê nie, daar is nie leers wat teenoor hom staan nie. Hy sê nie, dat daar nie dinge in sy lewe, en dat daar nie gevaar in sy lewe is nie. Hy sê, dit is daar. Hy weet dit is daar. In jou en my lewe, daar is ook donkerte, daar is duisternis, daar is siekte, daar is dood, daar is al hierdie dinge. Maar as een verskil in die lewe van 'n gelowige, en dit is, dat ons in die teenwoordigheid van ons Here is. Maak nie saak waar jy is nie. Jy is altyd in die teenwoordigheid van jou Here. En hy sal altyd vir jou sorg. Al wat ons moet doen is om op te kyk en hom raak te sien. Om te weet, hy is daar vir ons. En dan kom hy met die laaste gedeelte, die laaste verse hier in die Psalm, is eintlik 'n gebed. Waar hy sê daar van vers 7 af, luister tog na my Here as ek roep, wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat u gesê het, julle moet my kom dien. Ek is hier om u te dien, Here. Moet u tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl u toornig is nie, want u is nog altyd my hulp. Hoor julle die gebed wat hy nou hier bring om te sê, Here, ek kom staan voor u. Ek hoor wat u gevra het. U het gesê dat ons u moet dien, dat ons in die teenwoordigheid moet wees. Here, ek kom stel myself vanmôre ook weer hier. Ek wil u kom dien. En so, Here, wil ek elke dag voor u kom staan en vir u sê, ek wil u dien. Ek is hier. Ek gee gehoor aan dit wat u vra. Ek wil aan u die lof en die eer bring vir my lewe. Maar terselfde tyd is daar ook hierdie versigtiging in sy hart om te sê, Here, luister ook as ek met u praat. Hoor my gebed, sien my seer raak, sien die nood in my lewe raak, sien die gevaar wat my lewe bedreig, sien dit raak en Here, en beskerm my,
sodat ek nooit van U afvallig sal word nie, sodat hy altyd in beheer in my lewe sal wees. En dis wat die Here van ons ook vra. Ons moet nie ons gevaar en die dinge wat ons bedreig en die dinge wat ons seer maak en seer kan maak vooropstel nie. Dawid begin met 'n belydenis, die Here is my lig en my redder. Vir wie sal ek bang wees? Hy sluit af en hy sê in vers 14, hy roep eintlik ons almal op, hy sê, vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed, ja, vertrou op die Here. Deur alles kom hy weer terug, hy bely en sê, die Here is my lig en my redder, en dan sê hy eintlik vir ons deur die res van die Psalm, jy kan vertrou op die Here, jy kan jou lewe toegee aan die Here, jy kan jou lewe oorgee aan die Here, en dan bevestig hy dit weer in vers 14, om te sê, vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed, ja, vertrou op die Here. 'n Psalm wat ons kom oproep, elkeen van ons vanmôre om net te sê, hou vas aan die Here. En hy sal getrou wees aan jou, hy is getrou aan jou. Hy is getrou aan sy woord, hy is getrou aan sy beloftes, maar die Here vra ook vir ons elkeen. Kom dien my, kom gee jou lewe vir my, vertrou my met jou lewe, met jou hartseer, met jou pyn, met jou lag, met jou vreugde, met jou blydskap, met alles. Kom vertrou my daarmee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre so na U woord kon luister. 'n Psalm wat ons elkeen op pad wil neem saam met U. Ons wil ook vanmôre soos Dawid kom sê, die Here is my lig en my redder. En saam wil ons as gemeente eintlik uitroep om te sê, vertrou op die Here. Ja, vertrou op die Here met alles wat in jou is. Here, mag dit die boodskap wees wat ons uitdra in die wêreld hier buite. Nie omdat dit altyd met ons goed gaan nie. Nie omdat dit altyd met ons voorspoedig gaan nie. Maar ook met gevaar wat ons bedreig. Met al die dinge in die lewe wat ander mense beleef en ervaar. Ons as Christene ervaar dit ook. Maar die verskil is dat ons die Here in ons lewe het. Dat ons U huis as 'n toevlug het. Dat ons U as 'n toevlug het. En dat ons veilig by U kan skuil. Maak nie saak wat ons bedreig nie. Gee dat ons in die wêreld gaan uitgaan, Here, en nie net alleen sal verkondig dat U die lig is nie, maar deur ons lewens sal wys vir die wêreld dat U die lig is, dat U die redder is, wat ons elkeen in U hande vashou. En Vader, waar ons vanmôre ook gaan aansit by die tafel, is my gebed, dat U ook vir ons by die gebruik van die brood en die wyn, dat U ook vir ons hierin sal seën, en dat U ook vir ons hierin sal begelei vanmôre. Kom versterk weer opnuut ons geloof, sodat ons kan uitgaan in 'n wêreld in, met hoop, met krag, met vertroue op die lewende Here. Here, U is my lig en my redder. Amen. Broers en susters, ek nooi julle almal uit vanmôre om saam met ons te kom aansit hier by die nagmaaltafel. Ook vir julle as besoekers, as julle baie welkom, as jy vrymoedigheid het om by jou eie gemeente die nagmaal te gebruik, as julle welkom om dit hier saam met ons te gebruik. Ons sit vanmôre aan by die nagmaaltafel en eintlik in dit wat ons gesê het in die preek vanmôre het ons klaar ook baie gesê oor die nagmaal. Want die Here is ons lig, hy is ons redder. Hy het gekom om homself te gee vir ons, gesterf aan die kruis, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. En wanneer ons sit hier aan 'n nagmaaltafel met die brood en die wyn by ons, dan is die tekens eintlik die verkondiging van die woord, die verkondiging van Jesus se liefde en sy optrede, wat hy vir homself gegee het, sodat elkeen van ons die ewige lewe kan hê. So as ons vanmôre die brood neem en dit breek,
dan dink ons vanmôre aan die liggaam van Christus, wat ook vir ons elkeen gebreek is. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam ook vir jou gebreek is, as 'n volkome versoening vir al jou sondes. En nadat Jesus die brood vir sy disippels gegee het en uitgedeel het, het hy ook die beker geneem en gesê, die beker is die teken van die nuwe verbond. My bloed het ek gebring, sodat julle die ewige lewe kan hê. Neem dit, drink dit, glo daaraan, dat my bloed aan die kruis gestort het vir jou, as 'n volkome verlossing van al jou sondes. Mag die Here wat jou lig en redder is, jou pad helder verlig. Mag Christus jou toevlug in vrede, jou vashou wanneer jy bang of onseker voel. Mag die Heilige Gees jou leer om die Here se wil te ken, sy goedheid raak te sien en met moed en vertroue op hom elke dag te leef. Amen.